Ek is die hoofpastoor van 'n kerkie in Pretoria, uit op die plotte. Ja. Bomshelter is die kerk se naam. Die hele naam is eintlik 'n amazing story. 15 jaar terug, toe die Here met my begin praat. Ek was betrokke in bediening, en deel van 'n groot bediening in 'n bedieningsnetwerk. Ja. En ek het op 'n punt gekom waar ek net gatvol geraak vir die stelsel. Ja. Ek het agtergekom dat vir baie mense dien hulle 'n stelsel en nie vir God nie, en ek het moeg geraak vir die stelsel, en ek het uit ministry uitgegaan. Ja. Soveel keer het die vyand my probeer, daai wat jy gesê het, wat ek moes 21 keer dood wees, maar die dag toe ek ja sê vir die Here, toe stop alles. Maar hoekom is dit so dat die pastore untouchable is? Dis nie hoe dit moet wees nie. Hoekom is daar hierdie Jesus het gekom om die veil te skeer, en ons het amper weer 'n veil gehang. Ek sê jy moet nie vir my Bybel gee en sê gaan lees vir iemand, hulle gaan nooit klaar kry nie. En die Here, en ek sê in lê in die hospitaal byt, ek sê Here, maar hoe kan ek? Ek is soos 'n Moses. En die Here genees my daarvan, en daai tyd wat ek kerk gelos het vir 3 jaar, het my hakkel weer teruggekom. Sure. Ek is baie reguit ou as dit by mense kom, en ek sê baie keer as ek trots op sy beste sien, dan sal ek vir iemand sê, ja, yes, ek het gehoor jy het 'n nuwe job application ingesit. Ek hoor hulle soek nou 'n 4de persoon by die 3 en ja, wat doen die ouens as jy so is? Soos wat sê die reaksie gewoonlik? Imagine dit moes uitkom deur iemand anders. Ja. Dan sou niemand jou ooit vertrou het. Ja. So God het jou gedruk om uit te kom jouself, laat hy jou nog steeds kan gebruik, want die oomblik as dit deur iemand anders se lippe kom, dan verloor jy al jou credibility. Alles sonde, daar's nie 'n ding soos groot en klein sonde nie, maar die konsekwens van sonde verskil. Ek sê vir wat ek gedoen het, sal ek altyd 'n klad in my naam dra. Daar's altyd mense wat nou nog vir my kwaad is, daar's altyd mense wat nou nog vir my. So die konsekwens van daai sonde het altyd 'n effek. Ek stel voor God vergewe, en daar's van die mense wat my al vergewe het, en ons het al restaurasie, maar daar's van die mense wat nog steeds vir my kwaad is. Nou gaan 10-1 altyd wees, ek weet nie. Ja. En ek hoor hy het 'n incredible story, en Kobus is ook betrokke in die bediening, en ja, ons gaan nou alles hoor van sy lewe, so daar is 'n ongelooflike groot klem op mans. Ja. En dat mans weer moet opstaan. Sterk mans is nodig om die waarheid te bring. En presies wat jy nou hier gesê het, soos God wat heeltyd vir jou sê, ek het nodig dat jy 'n man wees wat jy die waarheid weer na mense te bring. Toe 2016 toe ontmoet ek my vrou, en my lewe is in 'n toestand. Ek is klaar, ek slaan met kerk, ek slaan met alles, ek is... Was dit, wat het julle toe al Bomshelter begin? Ja, ek het 2010 Bomshelter begin. Ja. En moet jy weet, in 2015 voor die kerk gaan staan, het almal gedink, hier val die kerk. Hier is alweer 8 jaar later. Maar, kan ek sê, is meer amazing as ooit. Ja, want ons honesty, hè? Maar dis wat ek gesê het vir mense, is wat baie mense het gesê, nou gaan jou bediening sink, toe die Here dit eers geelevate. Want toe gee hy nou vir jou invloed en autoriteit, want dit gaan nie meer oor my en my foute nie, dit gaan oor my restaurasie. Ja, absoluut, maar dis die dinge soos met Dawid, jy weet, Dawid het, toe hy geval het, met Betseba, hy het nie sy koningskap verloor nie, hy het nie sy anointing verloor nie, God het hom gestraf, en daar was konsekwensies, so jy sê, daar was konsekwensies gewees, en het is soos, ek dink baie keer aan die kind wat God nou gevat het, jy weet, die kind wat dit nou nie gemaak het nie, en Dawid wat nou vir wat 7 dae of ietsie gevas het, en net gebid het, en gehuil het, en gemoon het, en die oomblik toe hulle vir hom kom sê, die kind is dood, staan hy op en sê, ok, bring vir my kos. Dis hulle sê, maar, moet jy nie nou eers moon nie? Hy sê, nee, ek kan nou niks meer doen nie. Ja. Nou moet ek leef in die volheid wat Christus, nou moet ek repent. Ek so love van daai, ek het dit by 'n begrafnis geshare van 'n kind wat oorlede is, en ek sê, Dawid moon in sak en as terwyl sy kind nog leef, maar siek is, en toe sy kind dood is, en hy staan op, en hy sê, bring vir my kos, hy gaan bad, hy maak hom reg, en hy gaan aan met sy lewe asof niks gebeur het, en hulle vra toe vir hom, hy sê hierdie woorde, hy sê, ek kan nie meer my kind na my toe kom nie, maar ek kan hom toe gaan. En ek sê vir die mense, sê ek, ons sien dood
as die finale einde. Ek sê nee, God sê, ons kan nog na hulle toe gaan. Ja. Met ander woorde, daar gaan 'n reunion wees. Yes. Maar nie op ons terms nie, Ja. op God se terms. Yes. En ek dink dis waar ons vergeet. Ek sê omdat ek werk met die biker community en al die mense, ek het van 2013 af tot nou 350 begrafnisse gedoen. Ja, want dit is ook ja. En die ding is, en ek sê altyd vir mense, is my grootste gebed is moenie my hart hartmaak. Ek wil nooit kom en sê dis net nog iemand. Want dan gaan wat ek doen seermaak. Want ek het nie meer empatie nie, dan begin ek simpatie kry. Nou voel ek vir jou nie meer saam met jou nie. En jy kan nie in leierskap staan en nie saam met mense voel nie. Want ek en jy is baie keer God se gebroke hart vir mense. Dat mense moet voel, hy gee ook om. En ek dink, die Here het my journey gestap, dat hy verstaan as ek 'n vriend verloor. Want hy het gehuil toe Lazarus dood is. Hy verstaan toe die ouens wat saam met hom in dieselfde kos was, elke apostel wat doodgemaak is vir sy kos doodgemaak. En daai ding wat Steven wat met Stefanus gebeur, wat hy sê, I see the son of man standing at the right hand of God. En nou, dis vir my so cool. Dis vir my so cool. Want die Bybel beskryf Jesus sit nou aan die regterhand van God. En toe hy hom sien, toe staan hy. En dit was vir my soos, ek kry nou weer hoendervleis, want dit is vir my daai hele ding van Jesus was daar in meegevoel met waardeur hy gaan. Dit was nie van hy sit daar en kyk af op. Hy het soos verstaan, en dit is vir my so mooi van Jesus. Maak reg om hom te embrace, want jy staan op om iemand te embrace. Ja, en selfs dit, hy wou nie gehaat het selfs dat hulle deur hierdie goed moes gaan nie. Maar hy het geweet dit gaan kom, want hy sê, absoluut. Hy sê, ek dink hy het vir weet hy gesê, vir Petrus gesê hoe hy gaan doodgaan. Ja, hy het geweet hoe die ouens gaan doodgaan. Maar nog steeds, dis nie dat hy dit wou gehaat het nie. Jy weet, maar ja, dis die beauty van. Amazing is van Steven, is ek gebruik altyd die ding, want mense sê altyd vir my, maar waar was die Here in hierdie ding? Ek sê, dieselfde Heilige Gees was teenwoordig toe hulle Steven gesalf het en gebid het vir ministry. Daai selfde Heilige Gees was daar toe hy met klippe doodgegooi is. Ek sê, die God se teenwoordigheid verander nie waardeur jy gaan nie. Ja. God se teenwoordigheid het Steven nog steeds die perspektief gegee van, ten spyte van waardeur ek gaan, God bly koning. Ja, amen. So, niks verwyder my, Romeine 8, niks verwyder my van die liefde van God nie. Ja. Nie struggle nie, nie dood nie, nie lewe nie, nie demone nie, nie bose magtig nie. Want why? Because God is love. Ja. So niks kan my daarvan verwyder. Ja. Dis die origin van God is liefde. Ja. Dis die force agter alles. Ja. En ek dink daar's altyd mense, ek het al baie gehoor mense sê liefde wen. Liefde sal altyd wen. Ja. Want no matter what die situasie is, nie liefde gaan wen. Ja. Want God is liefde. Exactly. En ek dink sien ding dieselfde met my goed. Toe ek 2017, ons het van 2012 af ry ons elke jaar met die bikes om die land. Ons het 'n Unity ride dan bid ons in dorpies en bedien Dis skole. Ja. En dus so 'n week dan doen ons so 5-6 km op die motorfietsse. Toe word dit so groot as ons 1 jaar 55 ouens, dan sukkel jy om slaapplek te kry. Toe deel ons uit die land en provinsies op. Yes. En 2017 doen ons die noordelike roete en ek sê ek is op daai punt wat ek slaap met ministry. Ek moeg vir die seer, ek moeg vir die kleinlikheid. Ja. Maar alles my te doen, maar blameer almal. Ja. Ek nou jy moet nou weet. Dis almal se skuld, nooit myne nie. Ja, jy's in proses. Ja, en ek kan nie meer hierdie ding hanteer nie en ek's op die bike en ek baklei met die Here so ver ons ry en ek sê vir hom nee. Ek dink die beste is ek moet maar net voor 'n bus inry. Want dan kom die duiwel en bring hy al daai selfmoord goed op. Want hy spesialiseer aan. Want as jy op jou laagste is, hy wys jou dis die enigste uitweg. En ek sê nie, daai pastoor vir my moet die kerk oorvat. Ek besef vir die Here, ek sê vir hom wat moet gebeur as ek nou doodgaan. Hierso is die plan, God. Ja, so jy net reg help. Dit is hoe ons dit gaan doen. Ja. En in die verre Noord-Transvaal, net aan die ander kant Stylo, op baie lekker groewe rooi deur. Kom ons met die bikes aan en ek ry voor en dan loop 3 donkies oor die pad. En ons slek af. En soos hulle afgaan, kan ek gaan. En toe ek opkyk, het een donkie teruggedraai. En ek sien ek gaan hom tref en ek breek en die bike gly uit. En hier gaan die bike die kant en ek's daai kant verby. En ek het so 'n kort broek T-shirt op daai grove rooi deur. Ek het velle verloor, dat jy nie kan dink. Daar's onder niks van my oor nie. Ja. En daar lê ek langs die pad, gelos vir dood. En een pel ry amper aan my vas want ek val voor hom. Nou party lê nog bietjie agter kom, jy's nog hier.
Nou, ek sê wat my gevloor het, is my oë oop en ek sien my vriende se gesigte en ek sien hoe geskok is hulle en ek besef die ouens weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie, want jy's altyd die ou wat almal help. En nou hier jy's vulnerable en niemand weet wat om daarmee te doen nie. En ek dink dis waardeur baie pastore gaan. Hulle is nie bereid om te sê wat is fout nie, want niemand weet hoe help jy jou pastoor nie. Ons almal verwag die pastoor moet ons help. En hoe help jy jou pastoor as sy lewe uitmekaar uitval? Want jy verwag hy moet jou lewe regkry. En daar lê ek en ek kan op my pelle se gesigte sien, my een pel, sy Engels is nie eers goed in selfverdediging nie, en hy bel maar, hy praat so vlot Engels met die ambulans dat ek's dumbstruck, is like, wat het met jou gebeur? En my ander pel kon ek sien, sy gesig sê dat hy is nie daan, en ek sê toe vir die pel, wil ek daar sê, ek wil jy nie vir my 'n pin location stuur, waar ek geval het nie, want ek wil graag kan terugkom hier oom Gert, hy is oorlede met COVID, oom Gert uitgesê, ja, pastoor, is nie waar jy geval het nie, is waar jy geëindig het, jy kar agtergeval. Maar daai was my pivotpunt, want dan lê ek is in die hospitaal, word geopereer, en voet sleg gebreek, hulle het eintlik gedink om my voet af te sit, en die Here het net dit gaan nie so werk nie, ek het nog te veel oor wat ek moet doen, en ek kan nie sonder 'n voet sukkel nie. En daar lê ek vir 3 maande vir die dak en kyk. Toe kan die Here nou met my begin werk. Ek kan vir niemand anders kyk behalwe vir hom nie. Ek kan net boontoe kyk. En dis toe ek met my begin die pad stap van berou en repentance om vry te kom van alles wat ek verkeerd gedoen het. En soveel mense het boodskappe gestuur, Biliam se donkie en alles, maar jy het tot 'n liedjie gemaak, die donkie is 'n wonderlike ding. Hy spring in die pad en die pastoor sien sy gat, die donkie is 'n wonderlike. So ons het al daai grappies gehad, maar dit was vir my 'n personal journey van my persoonlike herlewing. En want ek praat met die Here en ek sê, maar ek voel nie dieselfde soos almal oor Biliam se donkie nie. Ek voel nie die storie van nie, ek verstaan die storie, maar ek voel nie die storie nie. En die Here begin my pad stap en hy sê vir my, daai donkie was die engel. Ek sê, okay, hy sê, jy's die donkie. En die mense wie jy beïnvloed is Biliam. En ek het nodig dat my steekse donkie terugkom. En wat vir mense sal sê wat hulle moet hoor, nie wil hoor nie. Maar jy gaan moet deel met jou people pleasing. En al hoe meer people pleaser is jou minderwaardigheid. En hy moes met my daai journey stap. En wat so amazing is in daai proses van herstel is lê ek in die hospitaal, ek so dik van die morfiem. My vrou sê, sy het so vir my gelag, want sy sê, ek sal so kyk en sien, sy kyk rond en kyk ek skielik vir sy, ek hallo daar. En dan gaan ek weer aan, ek sê, ek het soveel beelde van ou vriende gehad, toe ek geswat het. Mense wat vir my kom hallo sê, maar maar later besef ek, dit was nie die morfiem nie, want toe ek uit die hospitaal uitkom vir 'n 2 jaar proses, het ek met al daai mense connect, somehow. En van hulle teruggekom en gesê, yes, onthou jy 25 jaar terug, het ons daar by 'n braai gesit en jy het sê, het jou hart vir Here en ek het so vir jou gelag en hy sê, plaas dat ek geluister het. Maar ek wil nie vir jou sê, ek kom sê vir jou dankie, want daai het so impak op my lewe gehad. Ek staan vandag in bediening. Ons stout gehad pelle, ons was 7 wat super stout was, wat die drek van die aarde was. Van ons 7 is 5 in bediening. Dis cool. En dis weer 7, nee, dis nou interessant. Kyk, die Here werk met my alles met 7's. En dis eintlik, ek is op 7 Maart gebore. En ek sê altyd vir ouens, is alles in myself my bediening, elke 7 jaar there's a shift. En die eendag het iemand vir my gesê, dis soos avokadopere. Avokadopere-boom change die kwaliteit van sy vrug elke 7 jaar. En dis asof in my lewe elke 7 jaar, toe ek 7 was, toe die kroep aanval en die asma opgehou. So het God met my 'n pad gestap en dis kom ek hou van 7. En ek sê hoekom, want God wil hê sy perfekte wil moet geskied, nie Kobus se wil. As in my wil was sou 6 gewees. Hy sê nee, ons gaan een stapie verder as jy. En daar's ek in die hospitaal en die Here begin met my share oor die donkie. En ek begin besef ek het soveel gecompromise op wie ek eintlik is, want ek is eintlik, en ek het begin bang word vir wat ek vir mense sê. Ek het nie meer die truth gebring, ek het altyd 'n verdraaide ding gebring. En die Here moes vir my sê, maar ek soek my steekse donkie terug, hou wat nie worry wat mense gaan dink nie, hou wat nie worry oor emosies en gevoelens nie, wat die waarheid gaan sê,
Ja. Ek sê, net soos wat die woorde 'n pleister is wat op jou hart plak, is dit ook 'n hamer, is ook 'n swaard. En ek sê, en ek moes leer om daai boldness weer te kry. Ja. Al verloor ek almal in my lewe. Ja. Can I stick to the truth, raw truth? En dis waar die Here my begin praat oor hoe rou kan ek voor hom wees. Ja. Kan ek soos 'n Paulus wees wat sê, therefore I boast in my weakness. Yes. En dis wat ek vir my pastore sê, as jy nie hier voor kan staan en eerlik en openlik oor jou struggles of jou sonde praat, nie hoort jy nie. Want dan mislei jy. Want jy gee vir mense 'n valse persepsie van hoe moet dit lyk. Ja. Ek sê ek en jy is elke liewe dag van Christus afhanklik om nie terug te val nie. Om nie dis grace. Is om die krag van grace is my transparency. Want as iets na die lig is, die accuser nie werk nie. Exactly. Maar as ek dit toesmeer, het hy baie werk. Ja. Maar as ek dit na die lig bring, as ek daaroor praat, ek onthou eendag het iemand met my kom praat, hy sê vir my, ja, hy het 'n ander ou raak geloop en jou sê vir hom, wat gaan jy na daai ou se kerk? Het jy gehoor wat het hy gedoen? Die. Hy sê ja. Ek weet. Hy sê wat jy Dis gehoor? hoekom ek gaan. Hy sê wat jy gehoor? Hy sê hy preek daaroor. Hy was wat preek hy oor sy sonde. Ja. Hy sê ja. Hy was like, o, hy sê nou loop jy, daar's jy ou se krag uit sy. Ja, maar dis die ding is soos ek weet wat my pastoor doen. Wat weet jy wat jou pastoor doen? En dit was eintlik net so amazing want dit is vir my so, ek sê altyd al vertel jy jou storie, ek moet dit nog steeds smaakvol doen. Ja. Ek wil nie my vrou in verleentheid sit. Ek wil nie my kinders. Maar ja, jy doen dit ook met grace. Ja. Jy hoef nie in die gory detail in te gaan nie. Maar een taal het gesê, hy is oorlede, oom Ollie, hy het altyd gesê die duiwel is in die detail. Want hy sê hoe meer jy dit oor die detail praat, hoe meer gaan jy terugverlang sy. So sê jy het 'n fout gemaak. Sê waar jy gehou na. Maar laat die getuienis van verandering dit moet die krag dra. Amen. En ek sê altyd vir mense is ek moet nooit laat voel my verlede was my die beste ding van my lewe. Dit het bygedra tot wie ek vandag is. Absoluut. Maar ek kan glad nie meer daai lewe indink nie. Ek kan nie myself daar sien nie. Ek's nie beter as die mense nie. Ek's beter as die mens wie ek was. Amen. Want ek kan nie weer daai ou wees nie. Ek kan nie daai ou Kobus Sieberus wees nie. Ek kan nie my in daai lewe indink nie. En wat vir my amazing is, my restaurasie het gekom. Toe is my huwelik gerestoreer. My kinders gerestoreer. Ek sê, dis vir my amazing, jy's 'n pastoor, maar al jou kinders is uitverkoop ministry. Waar hulle nie was nie. Sien, want dit is maklik om te sê, wat ons Afrikaanse sê ding, moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. En ek sê altyd, hoekom is pastore se kinders die stoutste, want die pastoor is die stoutste. Dis die voorbeeld wat hulle volg. Dis die eerste keer dat ek hoor, maar want hulle kom ons in rebellie teenoor die valsheid van die ouers. Dit is want jy probeer so prim en proper en reg vir almal wees, maar jou kinders sien die ware jy. Hulle sien wie jy by die huis. Hulle sien hoe's jy. Hulle sien hoe ons praat met ons vrouens en hulle maas. Ek sê altyd, dis iets wat ek moes leer. As jy 'n kind wil leer hoe om eendag in 'n huwelik te wees, wys hulle hoe hanteer jy jou eggenoot. Want jy's die voorbeeld. En ek dink dis die groot ding waar ek die journey moes staan. En dis so amazing is my seun is 30, hy help nou met ons slang met die band. En nou die aand praat ons, hy sê dad, ek sê ja. Hy sê hierdie gebed ding maak my nie mekaar. Hy sê hoekom? Hy sê jy weet ek is nie groot op kerk gewees nie. Ek sê ja. Hy sê maar jaar terug te bid ek sê ek wil meer betrokke raak. Hy sê nou sit in die band en dis disipelskap skool. Ja, dis 'n bietjie bakspoor. Ek sê wat jy vir die Here die puntjie gee, gaan hy die hele aand van. En ek dink dis vir my awesome is die om te sien jou kinders die journey saam met jou groei. Want elke oorwinning wat jy het is 'n oorwinning vir jou gesin. En dis wat ons as mans vergeet. Ek het jare terug in 'n Oopland kantoor saam met vrouens gewerk. 105 vrouens enigste man. Dis chaos. Trust my. Ek het geleer hoe's vrouens, maar wat ek wel geleer het daai tyd, so bad is mans. Want al wat ek kon hoor is seer, is teleurstelling. Ek kon hoor ons mans is nie die hoof van die huis nie. Ons mans is nie 'n pa vir sy kinders nie. Daar het ek geleer ons tot in 'n sperm donor en 'n pa. My dogter is my stiefdogter en sy het vir my 'n T-shirt gemaak op 'n tyd wat sê he's not my stepfather, he's the father who stepped up. Dis cool. En dit het my lewe gechange, want dit is wat my kinders aan my sê. En want toe ek met my vrou trou, het ek gesê haar kinders is my kinders. Ek trou nie met die ma met 'n package nie. En dis my journey want tot tussen my en die kinders moes restaurasie kom.
Want hulle kom uit 'n gebroke huishouding. En my seun se hoofdoel is om sy ma te beskerm. Ja. En wie is die nuwe ou? Ja. Okay, my dogter was anders. Die eerste dag toe ek aan my ma ontmoet, sy sê mam en die oom terug. Ja. Want ek het bike gery. So dit is Ja. almal is hierdie oom ry Het jy nog bike dis een cool. bike? Het jy nog een bike? Ek het my bike verkoop so 2 jaar terug. Ja. Toe het ek vir my vrou 'n karretjie gekoop, ons ouma en oupa geword. Ja, okay. Sy het net 'n Batmobile het om te Hoe gaan oud is baba as jy? ek nie is nie. Hy? Hoe oud is jy? Ek is 53. Nee, Wow. 52. Wat is dit nou? Hoe oud- 52. Weet jy hoe oud jy is? Ja, 52. Ek weet, ek wil net weet of jy weet. Nee, ek is 52. Okay, En, dis goed toe. Ja. maar ons het gesê ons beplanning is dalk volgende jaar kyk wat sal ons weer. Dis ons ontspanning. So ons laat op maandagooggend na besige naweek ry ons Nelspruit of Ja. Nelstroom gaan drink iewers 'n koffie. Ja. So En jou kerk, waar is die kerk? Jy sê op die, jy sê hy is uit ja, op die as jy Cullinan pad of wat? onder die N1 gaan Ja. en dan daar net China Mall is hier, daai eerste robot na wat die Kiewitsgrond toe gaan. Ry daar uit so 6 km aan die regterkant was 'n ou pap, Boeldos is Ja. pap. Ons gebruik hy bar vir kerk. Kyk hy gesig nou. Ja, maar daar plek, daai naam. Ja, Ja. baie memories. Baie slegte. Ja, wat so amazing is, ek en my vrou nou praat oor die plek is, sy het jare terug het hulle daar poolkompetisies gespeel. Dit ons Nee, ons so. ja, dit ons seun in die dammetjie voorgespeel en ons dogter het onder die counter geslaap en hy full circle nou ons kerk daar. Crazy, ja. En Dus ek sal 'n bietjie wil kom kuier want ek het 2 palle gehad, Leroy en Willem. En Leroy het so 'n blou mini gehad, nê. So freaking en ons is nie die kleinste ouens nie. So ons het al drie in hierdie mini geklim en Leroy was nog 'n lang ou ook geweest. Ons het hy lyk dit of sy bene hier langs sy ore. Dan ry ons van hier af Wild Horses toe om pool te gaan speel en brandhout en specials te gaan drink. Ek dink dit was soos R8 dubbel brandhout. Wat so amazing is met die restaurasie met my seun is. In die begin kon hy nie vakplek kry met my en sy ma. Dit was vir hom baie moeilik. Ja. Maar sal ons hom nooi vir ete en dan sal hy eet na ete en wil hy huis toe gaan. Sê ek wil nie 'n bietjie kuier nie. Nee, hy wil graag huis toe gaan. So hy kuier nie, hy slaap nie hoor nie. Hy kom voor ete, hy ry na ete en ek het vrede gemaak om hom want ek verstaan, ek het ook in 'n gebroke huis. Ek het ook geweet hoe voel dit jy wil jou ma beskerm. Ja. Very abusive stiefpa gehad wat vir ons gereeld geslaan het dat jy nie weet wat jou tref nie en ek het altyd gespot in die dag was hy 'n pilot en die aand 'n panel beater as hy met daai 5 man kan wyn uit die huis kom weet ons van hom bloei ons almal en eendag het ons seun by ons gekuier of kom eet en net voordat hy nou weet ons omtrent sy tyd wat hy sê hy wil huis toe gaan. Ja. Sê my vrou sy voel nie lekker nie, sal net bietjie gaan lê en ek sê is reg. Ek sê wil jy jou ma groet? Hy sê nee, hy sal eers wag. Nou weet ek mos dat is daai beskerming, nou jy wil seker maak sy ma is okay. Ja. So sy het so 2 ure slaapie gevat en ek kan net maar net chit-chat. Ja. En na sy klaas kom sy in die sitkamer en ek sê vir hom, as jy reg om te ry, hy sê, kan ons weer braai? Ek sê ja, ons kan weer braai, want ek love braai. 2 keer 'n dag is vir my perfek. Ja. Steek vuur aan, kuier die aand, ek sê, kan ek jou huis toe vat? Hy sê, kan ek oorslaap? Sal ek kom môreoggend werk toe vat? Ek sê, ek sal jou môreoggend werk toe vat. Slaap oor die volgende vat hom werk op pad werk toe, vra ek vir hom, seun, wat het van? Ja. Hy sê, wat bedoel oom? Hy het altyd my oom Koos genoem. Ja. Sê ek, wat het verander? Ja. Hy sê, toe my ma gister uit die kamer uitkom, en die way hoe sy vir oom kyk en smile, toe weet ek, sy is veilig. Yes. Toe weet ek, my pa kon haar nooit daai plek bied wat sy nou het nie. Ja. En hy sê, daar het ek vrede gemaak. Ag, great. En wat amazing is 3 jaar later, bel hy sy ma en hy sê, hy is my oom Koos by die huis, hy wil my kom sien. En sy is like, ja, ons het nou al geleer as hy my wil sien, dis iets, hy wil goed, persoonlike goed praat, hy nie met daar gaan praat. En hy kom sit daar, hy sê, ja, oom Koos, jy weet altyd ek noem jou my oom Koos, ek sê, ja. Hy sê, en oom Koos weet ek het 'n pa, ek sê, ja. Hy sê, maar kan ek jou dad noem? Ek sê, ek kan my dad noem. Dis cool. En dit is net amazing daai restaurasie wat gekom het en die verhouding wat ek met my kinders het. Baie mense sê hulle kan nie dink dis stiefkinders nie. Ek sê ek glo as God my aanneem, die woord sê hy het my aangeneem as sy kind. Hy hanteer my nie anders nie. Hy het homself vir my gegee elke liewe dag.
Ja. Sodat ek 'n kind van God kan wees. Hoe kan ek nie my stiefkind aanvaar? Ja. Want ek het nie stiefkinders, ek het my eie kinders. Ek ken nie van die woord stief vir my huis nie. Ja. Dis my kinders, dis my seun, dis my dogter. Ja. My skoonseun, die van die deel is, hy het my name. Hy lyk half amper soos ek. Dis so funny. En hy het dieselfde tipe persoonlikheid as ek. Ja. Ek lag so toe my dogter hom begin date en dan sê ek vir wanneer ontmoet ons hierdie ou want ek hoor hierdie naam JJ heeltemal te veel. Sy's like, Kobe dad, ek gaan hom nie huis toe bring, julle is te veel dieselfde. Ek moet met jou hier deel en ek moet met hom daar deel. Ek gaan julle twee dieselfde huis. Sê ek nee, ek wil hom ontmoet. Ja, tweede aankom te weet ons dis waar jy so is hy Jakobus, JJ Jakobus. Hy's Jakobus Johannes, ek's Johannes Jakobus. So dis eintlik so funny. Ja, ek hoor ja. Maar dis net amazing hoe die Here die pad maak en hoe restaurasie kom. En ek dink dis die groot deel wat as ons as mans kan snap. As ons restoreer, volg die res. Geen huwelik, geen huishouding, niks gaan uitwerk nie voordat ons as mans regkom. Ja. Want God het Eva het eers gesubmit, maar God het na Adam toe gekom. Hy het nie na Eva toe gegaan nie. Hy het by die hoof van die huis begin. Want hoekom? Hy hou my en jou verantwoordelik. Ja. Want ons vroue en ons kinders volg ons. Maar dit is ek sê altyd vir mense, sê ek vir hulle, waar die skrif praat van submit aan jou man, hy sê nie daar wees die baas van nie. Ek sê my vrou soek 'n geestelike leier. Waarheen lei ek my familie? Ja. Sy wil dit volg. Ja. So as ek nie leiding gee vir die familie nie, dan gaan sy rebelleer. Want 'n vrou wil die kinders beskerm. Ja. Dis haar plig, dis haar opdrag. Ja. En as ek as man nie die leiding gee wat God van ons verwag nie, dan gaan sy teen dit skop. Ja. En ons word kwaad en sê jy's net aspres so en jy's mislik en jy's 'n bitch en jy's al die goeders. Ja. Maar wie created? Ja. Want ons gee nie leiding nie. En ons die gooi sê jy moet aan my submit. Dis nie wat die woord sê nie. Ek like om vir ouens sê as hulle sê die woord sê submit aan mekaar. Jy laat dit jy aan haar submit. Want sy is ook 'n kind van God. Sy is ook 'n kind. Jou rol in jou huis is anders as haar rol. Ja. En haar rol bring respek. Ek sê Jesus het daai wil so mooi uitgesê. Hy sê mans julle moet julle vrouens lief hê, vrouens julle moet julle mans respekteer. Ja. Ons leef op respek. Ja. Wat sê ons altyd vir jou, jy moet respekteer. Wat hulle vra altyd oor, jy's lief vir. Ja. Maar sy kan nie respek wys as sy nie liefde kry. Maar dis die ding. En jy kan nie, en omdat ons die hoof van die huis is, wat ons eerste saai. Ja. Ons is die saadsaaiers. Yes. So, ons moet eers beweeg. Ja. Ek sê, geen liefde, dan gaan jy respek kry. Ja. Wees die voorbeeld, dan gaan jy 'n submissive wife kry. Ja. My vrou is net so veel submissive aan die visie wat ek gee. Ja. Want ek sê dogter, dis tot waar toe ons submit aan 'n visie. God het 'n visie vir die mensdom gehad. Jesus Christus. En ons submit aan daai visie. Ja. Ek sê altyd vir die mense met die kerk is, die mandaat van die kerk behoort aan Christus, nie aan my nie. Ja. Want mense het vir my sê, alles wat hierdie deur is, hoe bly jou kerk oop? Want dit is nie my kerk nie. Ja. Ja. Onthou, hy noem my herder. Ek is nie daar om die skape together te versorg. Hy is die eienaar hiervan. Ja. It's not mine. Ja, en ek meen die kerk moet aangaan nou. Ja. Ek's 'n gatekeeper. Dis die mooi woord. Ek het eendag by 'n pastoorkonferensie gepraat. Toe begin ek sommer, ek sê wie van julle almal het geweet julle is net gatekeepers. Sê ons is daai ou wat daar voor die hotel staan en sê welkom, die koning is binne. Ons het nie ander werk nie. Ons is nie belangrik nie. Ja. Daar's nie eer in wat ons doen nie. Christus moet eer kry. Kan mense en ek dink dis die groot ding. Dit eintlik so amazing is soos ons instap hier. Ek het 'n versie as ek altyd uitgaan en mense vra my om vertel 'n bietjie van jou storie. Ek altyd 'n versie wat ek bin. Ja. Dit is so amazing, jy sê die sin en boem, dis dit so my versie. Ja. Romeine 15:29 in die Message Bible sê, wherever I go, may I be for Christ an extravagant blessing. Mag dit wat ek en jy doen vir Christus se blessing wees. So dis daai wat ek altyd sê, as jy wegstap van mense af, kan hulle sê, is die Here was hier van. Ja. Ja. Gaan mense nie my en jou onthou nie, gaan hulle hom onthou. Amen. Mense moenie sê, ja, weet jy wat, Adrian het my lewe verander. Maar kan hulle sê, weet jy wat, toe Adrian nie was, het ek 'n ontmoeting met die Here gehad en het my lewe verander. En al vergeet hulle ons op die einde van die dag. Ja. Christus is die enigste ewigheidsversekering. Nie ek en jy. Ons is net daai instrument wat God sê, hier's Adrian, gebruik hom nou. Hier's Kobus, gebruik hom nou. Ja. En
ons is net die tool waardeur God werk. Maar hy gebruik die tools soos wat hy wil. Ja. Ek sê altyd, dis wat Paulus sê, is ons weet nie hoe hy dit gebruik nie. Ek sê altyd, 'n koffiebeker is om koffie uit te drink. Maar jy drink water uit hom, jy het al kook uit hom uitgedrink. Ek het al meel met hom geskep, ek het al suiker met hom geskep. Ek sê, sy hoofdoel is dalk koffie, maar waarvoor is hy nou nodig? Kan jy jouself vir God beskikbaar stel? Ja, hy het jou dalk geroep hiervoor of hiervoor. En ek onthou toe ek jong was en ek kry profeseë, die Here het jou geroep, evangelisties, profeties, hy het jou geroep hiervoor, en dink ek, Here, is jy confused? Dit was my, dis die verhouding ek met die Here, wil ek vir hom reguit, want dis my persoonlikheid, Here, is jy confused? Hoe moet ek fokus, as ek al hierdie goed moet wees? En tot op 'n dag, toe hy net my chat, en hy sê, kan jy net Jesus vir mense wees? En dit is wat ek gesnap het, is like, if we are Christ for people, we fulfill every calling. Want nou gaan hy sê, want nou het jy die hart vir siele, jy het die hart vir dit, jy het die hart vir dit, want jy het Christus hart. En as mense altyd vir my sê, pastoor, hoe weet ek, wat is my calling? Ek sê, wees Christus. So ons het almal dieselfde calling, wees Christus. Al die ander goed se wys aan. As ek nie eerste Christus kan wees, wat help jy nie? Want dan gaan dit net vir my eer bring. Ek like daai ding wat, daar's eintlik 'n sang wat nou in my kop opkom, want van Casting Crowns, wat hulle sê, jy weet, I don't care if they remember me, I don't want to leave a legacy, I don't care if they remember me, only Jesus. En dit is so mooi wat jy vir my sê, want dit is waar dit moet gaan, alles moet point na hom, en eintlik op 'n punt wat ons vroeër gemaak het in die chat is, dit is juist hoekom as 'n pastoor 'n fout maak, dit so 'n big deal is, want hy point nie na Jesus toe nie, hy point heeltyd na homself toe, en dit is wat eintlik basically die samevatting van hierdie gesprekke is, dat dis al wat ons moet doen, en as ons onsself op hierdie pedestal gaan sit, gaan die val groot wees, maar as ons onsself heeltyd verneder en Christus op die pedestal sit, dan maak dit nie saak of ons val of nie. Dit is nog steeds, ek sê nie, dit is okay dan nie, maar verstaan jy, God gaan either way geglorify word. Dit is al wat ons werk is om hom te verheerlik en hom na mense toe te vat. Die skrif sê, al val jy 7 keer, 8ste keer sal jy opstaan. 7 en 8. Ek sê 7 is die perfekte geval, al het jy vervolmaak hoe om te val. God het altyd 'n nuwe begin. Want partymal is ons goed met val, ons is goed met terugval, ons is goed met dieselfde sonde, ons het goed geword daar. En ons het geleer om dit te justify en te regverdig en dit te laat goed klink. Al kom ons daar, het God nog steeds 'n nuwe begin. Amen. En die ding is as jy, en ek het dit al so baie by die show gesê, is ek praat nou van 2007 wat ek my hart vir die Here gegee het, maar ek het my hart al 'n klomp keer vir die Here gegee. Want is elke keer wat jy besef, okay, jy het weer gebackslide, jy moet weer repent en jy moet weer terugkom na God toe. Dis fine. Maar soos jy nou sê, al doen jy dit 7 keer of 8 keer of 9 keer of 10 keer. Dis die storie van die verlore seun. Eventually gaan na 'n punt kom waar jy nie meer daai selfe fout gaan maak. En dis presies die storie van die verlore seun. Hy het sy identiteit in die wêreld verloor. Sy pa het nie sy identiteit oor sy seun verloor. Hy het teruggekom en gesê, maak my 'n slaaf in jou lande. Maak my 'n diensknegt. En die pa het gesê, nee, gaan was hom, trek hom skoon aan. Dis my seun wat teruggekom het. Sien, ons verloor identiteit. Maar God verloor nie perspektief nie. Hy weet wie hy in ons het, want voor die grondlegging van die aarde. Hy weet wat ons vertrekpunt is hy. En hy weet ons eindpunt is hy. Amen. Ons raak confused in die proses. En ons verloor ook nie ons inheritance nie. Dis die mooi ding daarvan. Jou inheritance bly daar, hy het nog steeds vir daai seun 'n ring op sy vinger gesit, nog steeds vir hom 'n nuwe kleed aangesit en geseën. En dis so mooi, al het hy sy inheritance gaan blaas, want ek dink ons condemn onsself so baie en ek het so baie foute gemaak, ek het soveel dit en ek het dit en dat en dit en dat. En die ander dag met 'n ou gepraat. Toe nooi ek ons doen sulke Huntsman fires wat ons net 'n paar mans bymekaar kom, maar chat ons maar net so oor wat aangaan in ons lewens en goed, en net 'n plek vir ouens om net te chat, verstaan. Toe nooi ek hom en hy sê vir my, nee, jy weet nie wat ek gedoen het. En ek sê vir hom, ek weet nie, maar God weet. Hy sê, ja, maar God kan my nie vergewe. En ek sê, dit, dan is dit 'n goeie teken dat jy moet kom, want jy ken nie vir God nie. Want jy weet nie wat hy al gesien het nie. En hy het elke ding al vergewe.
Verstaan. Ek het eendag met 'n ou so gesit en hy het ook dieselfde en hy sê net vir my, ja maar, hy weet, hy maak nie saak wat hy doen nie, hy kan nie gered word nie, en ek voel die Heilige Gees sê, vertel hom van daai een era in jou lewe, praat met jou, ek sê, kom ek vertel jou my storie, maar ek sien hy kyk my so intens aan hoe meer ek praat, en toe klaar is hy sê, nee, my pad jou is geteer. Ek hoef nie te worry nie. Ek sê, Here gaan my lewe, as hy jou kan uitsorg, gaan hy my uitsorg. Ja, dis ek. En dit is wat ek wil hê, mense moet besef deur hierdie show en wat jy vroeër ook gesê het, van mans ken nie hulle rolle nie, en dit is die rede hoekom ek voel die Here het my gelei om hierdie show te begin, en soos ons ken nie ons rolle nie, ons weet nie, daar's so dokumentary uitgekom van Matt Walsh, What is a Woman? En dit was so vir my, so snaaks geweest toe hy daai dokumentary uitbring, toe begin ek die vraag vra, what is a man? Ja. Want ons weet nie wat is 'n man nie. Jy weet, ons sê, what is a man? Ja, as iemand wat eiers en jy weet, iets tussen sy bene, en ek sê, nee, maar wat beteken dit regtig om 'n man te wees? Ons 90% van ons weet nie, en die Afrikaner gemeenskap weet nog minder, want vir ons definisie van 'n man, ons kultuur se definisie van 'n man is rugby, brandewyn, boure, boobs, bakkies, Toyotas, whatever. Ja, polities is. Ja, verstaan jy, en dit is nie wat 'n man is in God se boekies nie. Inteendeel niks van daai goed maak saak in sy boekies nie. En jy weet, daar's een B wat belangrik is vir hom, en dis die Bybel. Ja. En maar ja, ek dink ons moet afsluit. Ons raak nou, hierdie episode raak nou baie lank. Maar net om te sê, dis vir my amazing, want ek dink die boodskap, ons is deel van een liggaam, die hoof is dieselfde. Die hoof is Christus. En die boodskap wat afgaan na die liggaam toe is dieselfde. Ja. En ek besef nou, daar is 'n ongelooflike groot klem op mans. Ja. En dat mans weer moet opstaan. Sterk mans is nodig om die waarheid te bring. En presies wat jy nou hier gesê het, soos God wat heeltyd vir jou sê, ek het nodig dat jy 'n man wees wat jy die waarheid weer na mense te bring en nie doekies omdraai en jy weet met rubber handskoentjies met mense werk nie. Gee vir hulle die waarheid, want dis wat Jesus gedoen het. En die groot ding is wees vulnerable. Ja, exact. Want weet jy gaan seer kry, weet jy gaan geoordeel word. Jesus het dit gesê. Hy het gesê, hy het al hierdie goed my gedoen, weet jy gaan daardeur gaan nie. Hy het nie probeer wegsteek nie. Hy het vooraf vir ons gesê. Weet mense gaan jou hoor. Weet mense gaan van jou sê praat. They're gonna hate you because of me. So, moenie dink jy gaan hierdie honkie door die lewe hê, niemand gaan met my 'n fout vind nie. Ja, exactly. Hulle vind fout met Christus in jou, want dis daai lig wat vanaf jou reflekteer wat hulle duisternis expose. Absolutely. Dis waarteen hulle skop. Ek onthou, ek het by 'n maatskappy gewerk in die stad en my een toesighouer, sy het al ewig op my afgegaan. Maar soos in groot, daar waar daai vrouens, dan het sy geskree en mal gegaan. En ek is like, Here, wat gaan aan? Ja, is ek so bad? Wat gaan aan? Dis daai minderwaardigheid, jy soek jouself uit. En die Here sê vir my, dit gaan nie oor jou nie. So, hy sê daai lig in jou intimideer haar. Sy het my iewers langs die pad verloor. Ja. En ek is like, wow, Here, hoe gaan ek dit doen? Hy sê nee, jy gaan niks doen. Wees net. Ja. En ek bid en hy sê eendag vir my, wees reg vandag. Ek is like, okay. Hy sê, want jy gaan vir haar bid vandag. En ek is like, sjoe, okay. Ek is by die werk en sy roep my en sy gaan weer af. En sy stop net so, sy sê, eintlik is ek vir jou kwaad. Want ek het die Here ook gedien soos jy hom dien. En ek dien nou nie meer nie. Ek het die Here in my lewe nodig. Die gaan sy. En ek is like, daar is dit nou. It was never about me. Dis die refleksie van Christus. En ek dink, en dis wat ons vergeet. Baie keer sien ons dit as persoonlike aanvalle. Maar dis net die lig. Lig intimideer duisternis. Lig irriteer demone. Lig verdryf die duisternis. En baie mense is lief vir hulle duisternis, want hulle hou vas aan daai seer, hulle hou vas aan daai unforgiveness, hulle hou vas aan daai verwerping. En my en jou lig gaan dit challenge. En dis hoekom hulle deur ons gekonfronteer voel, maar eintlik het jy niks gedoen, jy het opgedag. Ek sê nou die dag vir ouens, as ons 'n lekker worship set gehad het, ek het Dinsdag aan die voorreg gehad het ons band vir Office meisies hoor, vir die Koshuis se worship aand gehad. Dis cool. En ek sê na so 'n worship aand, ek sê altyd, gaan sit by 'n koffieshop en sien jy is mense wat verbyloop, hulle kyk jou so die hele tyd. Ek sê vir mense, dis nie dat hulle snaaks is nie. Jy reflekteer daai heerlikheid van Christus wat op jou kom lê het en hy lig skyn.
En daai ou se gees is honger vir dit. Die ou besef nie, hy staar vir jou oor dit nie. Maar eintlik roep sy gees, maar kan jy nie sien waarna ek smag nie, ek smag daarna. En ek sê, dis tog ons doel, wees sout en wees lig. Ja. Ek sê, en dis wat ons vergeet, is hoe om lig te wees. Ek sê, altyd, ons het ook vergeet hoe om kind te wees. Ons wil volwasse mense wees, maar die Here het gesê, wees volwasse kinders. Ja. Dis vir my so cool, want ek het dit ook die ander dag besef, ek luister 'n podcast van John Eldridge, en hy en Alan, wat altyd saam met hom op die podcast is, ek dink Alan is seker al amper 70, ek weet nie oud, maar ek weet John Eldridge is ook al diep in sy 60's, en Alan sê, hierdie jaar het God vir hom gesê, hy moet leer om weer 'n seun te wees. Ek sê, dis so profound, want hy is soos 'n 70-jarige man, en hier kom God se boodskap aan hom is, leer net om weer 'n seun te wees. En ek is soos, Here, ek voel dit ook, ek voel U is besig om my te roep om net weer in sonship in te kom, en te besef dat ek 'n goeie vader het, en dat U 'n goeie vader is, en ek het 'n goeie pa gehad, dit is nie dat ek en my pa, jy weet, hy 'n slegte pa was, of enigiets nie, hy het 'n groot rol selfs in my salvation gespeel, deur om my elke Sondag kerk toe te sleep, en selfs al het ek 4:00 die oggend eers in die huis ingestap, verstaan, maar dis net vir my amazing dat God roep mans weer onder hom in, onder sy skuiling in, soos jy het nou 'n Psalm genoem, veilige vesting, en ek ervaar dit so, mans moet weer by God kom, ons moet leer by hom, want hy wil ons koop, hy wil ons uitstuur in die wêreld, eintlik eerste in ons gesinne daai lig te wees, en verantwoordelikheid te vat daar, en dan dit uit te vat na die wêreld toe, na gemeentes toe, na ons gemeenskappe toe. Ek praat eendag by 'n mannekamp, en ek sê hierdie vir die mans, ek sê, jy verwag van jou seun om 'n beter seun te wees, maar kan hy en jou sien wat se seun is jy vir God? Ja, exactly. Want jy wil vir hom sê, maar ek's die pa, maar onthou jy's ook net 'n seun. Ja. In ander woorde, al hoe jou kind gaan leer, die tipe seun wat jy wil hê hy moet wees, is die tipe seun wat jy vir God is. So, jou seun gaan net die seun wees wat jy uitstraal. Ja. So, as ek verloor het wat dit is om 'n seun van God te wees, gaan my huishouding dit voel. En ek gaan dit sien, en ek sê altyd vir mense is, ons vergeet om wat dit is om kind te wees. Ons vergeet, kind beteken nie kinderagtig nie, maar kind beteken, ek's op 'n plek wat my pa sê is wet. Niks anders maak sin nie. Ek sê, as ek na kinders kyk, ek na my klein kinders kyk, is dit so belangrik om te sien dat daai voorbeeld wat jy stel, dit wat jy sê, die eerste ding wat ouers, wat is die eerste ding wat 'n kind aanleer, is 'n vloekwoord. En dan probeer jy keer. Ja. Nee, ons praat nie so in ons huis nie. Dis nou 'n bietjie laat. Ek het altyd gespot en gesê, as jy wil weet by jy huis aankom, kyk net as die pa by die huis kom. As die hond plat lê en die kinders hardloop en die ousie sluit daar in die kamer toe, dan moet jy weet, daai ou wat broer elke oggend by die kerk, dit gaan nie so by die huis broer. En dis die realiteit, as ons net kan eerlik wees, op alle vlakke. Toe ek nou by Affies praat, en iemand sê vir my, sê, wat my verstom is, of jy met kinders praat, met volwasses praat, of jou kerk preek, it's the same. Ek sê, maar it doesn't need to change. Ek sê, want God is dieselfde, kon nooit oor my gaan. Ek sê, hy sê, die evangelie is maklik genoeg, dat 'n kind dit verstaan. Ek kan dit nie, ons maak dit complicated. Ja. Ons wil wie die grootste openbaring, en wie dit, en al wat hy sê is, bring my net in eenvoud, dat die mens my kan sien. Ons wil slim wees, ons wil slimmer as ander wees. Ek het eendag by 'n konferensie, toe vra ek ook vir die pastore, ek sê, die preek wat jy Sondag gepreek het, kan jy hom in jou kinderkerk preek? En sê nee, ek sê, dan mis jy dit. Want wat van die kind wat daar binne sit? Ek sê, die woord sê, dis prakties, dis maklik, dis eenvoudig. God, ek sê altyd, nergens in my Bybel het gesien, God se teoloog nie. Hy's 'n boer. Hy praat met saai en maai, hy praat praktiese goed. En die evangelie is maklik, die evangelie is prakties, die evangelie is leefstyl. Vir nou toe jy praat van hoof en liggaam, en ek gebruik baie die analogy, ek sê, dis hoekom Jesus kon sê, ek doen net wat ek my Vader sien doen, ek sê net wat ek my Vader sien doen. Hy is die hoof, aan die hoof behoort die mond en die oë. Ons is net die hande en die voete, die liggaam. Ons het nie 'n sê nie. Ons bepaal nie die rigting nie. So ons het nie die visie nie, ons volg die visie.
Ons is nie die boodskap nie, hy is die boodskap. Yes, amen. Ons is net die hande en voete. We just take the body somewhere Ja, and serve. yes. Ons kan nie die hoof wees nie, en dis ongelukkig, baie ministries wil daai sê oor mense. Ons kan nie daai sê oor mense, dis nie ons mense nie. Maar ons het 'n doel om mekaar te dien. Ek sê altyd vir mense, ek moet snap in ministry om voor te staan, maar ek moet nie belangriker as mense nie, maak my meer verantwoordelik. Ek is nie belangrik oor ek daar voor staan nie. Dis my calling waarvoor ek ja gesê het. Maar ek moet besef, saam met my calling kom verantwoordelikheid. My woord sê, weet dat jy wat voor loop gaan 2 keer geoordeel word. Ja. So wat sê, jy moet ekstra verantwoordelik wees. Ja. En ekstra versigtig. En dis wat my journey my kom leer, is I've lost the ability to be responsible. Want ek kon alles justify. Maar toe ek besef, selfregverdiging, self dit, alles gaan oor ek. Toe besef ek, selfs my ministry is op self gebou. En toe ek met self kon breek, laat self sterf. Toe's Christus die justification. Hy is die vrymaking, hy is weer die boodskap. Toe word ek net deel van die liggaam. Maar ek serve. Ja. Ek sê altyd vir mense moet nie jou volg nie. Ek het so oom in die kerk, oom Nick is net so 'n kort oompie. En hy is my so 'n blessing partymal, want ek dink ek kan met hiermee afsluit. Hy sê eendag vir my dien, ek dink dit is vir almal om te verstaan as jy iemand 'n pastoor het wat foute maak. En daai tyd toe my lewe uitmekaar uitgeval en iemand sê vir hom, hoekom gaan jy na daai ou se kerk toe? Hy sê, well, hy is eintlik 'n regte huis, en hy's like, hy's reg, hy is. Sê, maar hoekom gaan jy? Hy sê, want ek gaan vir die Heilige Gees in. Hy sê, ek gaan nie so intoe omdat ek Kobus Sieverts aanbid nie. Ek gaan so intoe met die Heilige Gees in om met my lewe transformeer. En dit is my, daai het my so humble gemaak, want om te besef is, selfs in my grootste foute het God nog 'n transformasie gebring. Selfs in my grootste struggle het God nog 'n verandering gebring. En dis wat ek geleer het, met die kromste stok kan God reguit uitslaan. Dawid was nie die beste voorbeeld nie. Daar's daai ding wat hulle sê, Moses het gehakel en hierdie een was 'n leienaar en daai het aan stres gelei, al hierdie goeders en nog steeds het God hulle gebruik. En ek dink dit was deel van my journey, is God het nog nooit goeie mense gebruik nie, met regte mense gebruik, met regte probleme. Maar wat het verander? Hy soek opregtheid. Want die krag van bediening lê in opregtheid. Kan ek eerlik met myself wees, want dan gaan ek eerlik met jou wees. En as ek nie met my eerlik is oor my eie foute nie, dan gaan ek 'n masker buite moet opsit. Maar as ek in die spieël kan kyk en sê, jy weet, jy sak hier, jy weet hierdie is 'n gevaar vir my, daai tipe. En dis deel van, met my vrou, my journey, is dat ek vir sy een van my grootste struikelblokke was las. So jy moet help, ek kan nie altyd sien nie. Ek sê, 'n man dink jy kry aandag, meantime is dit 'n demoon wat iemand gebruik. En dit is my so lekker as ek in 'n bedieningsopset is, en ek sien nie staan iemand in die, ek vang, en ek sien skielik kom my vrou en sy vat die girl, en sy sê, kom ons vrouens bid daar. Dan weet ek, sy het klaar opgetel, die intensie is verkeerd. En dis wat ek nooit gehad het nie. Dis hoekom my vorige huwelik met ministry so bolsap was, want ek het nooit 'n vrou gehad wat active involved was nie. Die skerry deel was toe ek vir my kerk sê ek skei, toe so mense nie eens weet ek's getroud nie. Dis so onbetrokke my vorige vrou was, en sy's nie 'n slegte vrou nie, sy was net nie reg vir my nie. Sy's 'n verskriklike goeie vrou, maar sy's net nie reg vir my nie. En nou het ek my vrou wat die Here my gegee het, en sy's 'n life changer in ministry. Ek onthou die eerste keer wat ek 2:00 die oggend 'n oproep kry, dat ek moet ry, daar was 'n ongeluk. En een van die bikers, en ek spring op en ek trek aan, en soos ek aantrek, sien ek, maar hier trek sy ook aan. Ek sê, nou, sy sê, ons is mos saam hier. 2:00 die oggend, die gaan sy saam met my, om na ongelukstoneel toe, en sy hanteer die vrou wat ek nie meer hoef te doen nie, en ek kan daar sit en wag vir die ambulansdiens, en of as iemand gesterf het, dan dis maar hoe ons doen. Ek is een van my weird ouens wat ek like hands-on wees. Ek wil graag by die mense wees. Ek kan nie net 'n WhatsAppie stuur en sê, ons dink aan jou nie. Daai. Ek sê, dis wat die evangelie kragteloos maak. Ons is nie meer interaction nie. Ek dink lockdown het ons geleer hoe gevaarlik is separation. Want hoeveel mense sukkel na lockdown om weer te connect. En ek sê, dis hoekom God connection ons liggaam maak. Ons is interactive connected. Ons kan nie sonder mekaar nie. Ons moet. Paulus sê vir ons moet nie by mekaar kom, ons van die gelowiges. Die mekaar lewe is so belangrik. Hoorie Kobus, ons gaan moet afsluit hoor. Sorry, ek gaan hom kort knip. Ek ek het 2 gedagtes wat ek net mee wil afsluit. Is die eerste een wat jy nou gesê het van
Jy weet, weer eens net om te point na Christ, was vir my awesome. Daar's 'n quote wat ek love, ek dink is Howard Thurman wat sê, "We are all trees in the story of a forest, but the story of the forest is much greater than the story of the trees." En dis vir my so cool, want dit gaan oor Christus. Ja. Maar ons het 'n rol en ons het 'n plekkie in die storie, maar dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor die boompie nie, dit gaan oor die woud. Absoluut. En die ander ding was net weer eens, ek stem 100% saam met die afvlerkwoordjies wat God gebruik om sy koninkryk te versprei, want ek is een van hulle, jy is een van hulle, Dawid, hulle was een van hulle, en wat vir my so cool was, is ek het altyd gewonder, en dit staan net daar, in dieselfde vers wat dit sê, Dawid was 'n man na God se hart, en dan sê dit hoekom ook, en dit sê, want hy was altyd gewillig om God se wil te doen, en dit was vir my amazing geweest. En sy hart van repentance, hy het ware berou gehad, in ander woorde, hy was honest, hy het nie net jammer gesê nie, hy was honest. Hy was brutal honest. Hy was honest, maar ons gaan hom moet afsluit. Julle, ek weet hierdie was 'n lange. Ek gaan vir Kobus weer terugnooi. Ek dink hierdie ou het baie stories en hy's 15 jaar al met jou bomb shelter. En ek het eintlik baie vrae wat ek nou nie eers kon vra nie. So ek gaan hom weer terugnooi. Maar laat weet ons wat julle gedink het van hierdie chat. En weer eens net 'n testimony van dit is vir my so cool eintlik om nou net iemand te gehad het wat kom bevestig het van hoe belangrik dit is om oop en eerlik te wees oor ons foute, want is iets wat ek nou al vir lank glo en is iets wat ek hoop julle sien ons doen op hierdie show is om oop te wees en nooit 'n valse pretensie te probeer opsit van ons is hierdie heilige perfek, ons is heilig. Ons het dit nou vroeër bevestig in die ding, maar ons is nie perfek nie en ons sukkel nog steeds, ons het dieselfde struggles as wat almal het. Geen om of jy 'n pastoor is of jy 'n Christelike podcast host is en of jy 'n worship leader is nie, ons almal het dieselfde struggles, selfs Jesus het dieselfde struggles deurgegaan as wat ons deurgaan. Hy het net nie gesondig nie, wat amazing is en dis hoekom ons sy voorbeeld wil volg. Maar ons sluit nou af. Dankie dat julle ingeskakel het. Laat asseblief weer eens los vir ons 'n like of 'n opmerking of iets, laat weet ons wat julle gedink het en selfs al het julle nie saam met iets gestem wat ons sê nie, laat weet ons enige kommentaar is welkom, ons wil die show net beter maak vir julle. Maar ja, ons hopelik sien ons julle in die volgende een en ons hoop julle het 'n lekker dag en 'n geseënde dag verder. Yes, amen. Cheers julle. Thanks, Kobus. Thanks,